van zeer tot zeer. Stuur die lucht en laat het helder schijn, deel het heel, die wereld neer. Ons het ook, die was het door weer stem oor, klink steer die lucht, ja steer die lucht oor. En een gouden offer laat ons nou hier blik. O ja, steer die lucht, reis die Here, steer die lucht.
Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat u die middelaar is tussen ons en die Vader. Baie, baie dankie dat u die lewe is en die lig van die mens. En ons is so bly, Here, van dat u aarde toe gekom het, en u die lig van die wêreld is, en van die mens, is alles in die diepste donkerte, het die lig ingeskyn, sodat geen mens, geen niemand eendag 'n verskoning sal hê dat hulle die lig nie gesien het. En ons wil u prys, Here, dat u het gekom as die lig, en Johannes die Doper het getuig van die lig wat aankom is in hierdie wêreld. Dat hierdie lig in 'n donker plek skyn. Halleluja. En uit die duisternis is hierdie lig geroep. En ons wil u prys, dat u het selfs toe u gesterf het, aan die kruis, toe u begrawe is, het die lig nog steeds geskyn. Die lig het nooit dood gegaan nie. En ons dankie dat u die lamp van God is, dat u waarlik 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens ooit kan sien. En ons wil u loof, dat regdeur, dat u gevange geneem is, gekruisig is, begrawe is, in die graf was, die liggaam, ja Here, en selfs met die opstanding, dis die lig. Halleluja. En u in hierdie lig skyn nog steeds, en selfs nou deur ons, en ons wil u daarvoor loof en prys. Baie, baie dankie, dat ons dan in hierdie dag, na die woord kan luister, wat 'n lig op ons pad is en 'n lamp vir ons voete. Baie, baie dankie, dat die woord gesê dat ons lig moet skyn, sodat die wêreld kan sien wat die Here ons dien. Gee ons genade, Here, dat in die donkerste plekke, dat ons lig daar sal skyn, sodat ander verlig kan word. Baie, baie dankie, dat u woord dan in hierdie dag met ons sal spreek. O Here, ek so dankbaar in hierdie dag, dat u, toe in die graf lê, op hierdie dag, het u nog steeds gewerk. Halleluja. En daarvoor dank ons u. Baie, baie dankie, dat daar by u nie stilte is, maar o Here, die reddingskrag deur u bloed, werk steeds wanneer ander dink te stil, en ons prys u daarvoor. Seën dan ons nou, laat die Heilige Gees ons sal leer en lei in die hele waarheid. Laat elke oor met die bloed bestryk word, en die Here laat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dis u volmaakte wil, dat ons sal luister en sal doen en sal lewe, volgens wat die woord van God vir ons sê. Seën ons nou saam in Jesus se mooi naam en ons prys. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om so saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. Nou, die woord wat ek vandag gaan bring, ek het dit so geadverteer, die doderyksdiens, en ek dank die Here, dat daar was 'n diens in die doderyk gewees. Halleluja. En ek wil dit graag met u deel,
Dis waarom ek ook hierdie lied gesing het. Stuur die lig. En Christus is die lig wat gestuur is. En hy is nie net gestuur om vir ons wat hier op die aarde lewe, die lig of die evangelie van die lig te verkondig. Selfs hulle wat in die doodryk was, het hy gegaan om hierdie evangelie van die lig aan hulle te verkondig. Ek dink dit was seker die wonderlikste tyd gewees in die doderyk, toe daar ewe skielik 'n lig verskyn in die doderyk, en hy wat verskyn het, is die Here Jesus. Ek wil net so 'n bietjie terugvat in die woord van die Here, want baie min mense verstaan hierdie ding, en daar is mense wat self sê, dit is nie die waarheid nie, Christus het nie in die doodryk ingegaan nie. Ek wil vir u sê, hy het nie net in die doodryk ingegaan nie, hy het in die hel gaan draai ook. En ek kan nie nou daaroor praat nie, maar ek wil net praat oor die doodryk. Almal haal die skrif aan, maar ek gaan by die skrif kom, maar ek wil net iets verduidelik oor die doodryk. En ons gaan lees in Lukas 16 vanaf vers 22. Hy sê, en toe die bedelaar sterf, dis nou Lazarus en die ryk man, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Maar interessant, daar is nog 'n gelykenis oor die ryk man, wat alles by mekaar gaan. En hy sê, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou af wegdra. Waarheen? Doodryk. Maar hier is 'n interessante ding. Hier kom die engel en hy dra vir Lazarus weg na die boesem van Abraham. Waar? In die doodryk. Dit meen, die siel wat verlore is, word weggedra na die doodryk. En die siel wat gered is, ek praat nou van voor Christus gekruisig is daar die siele ook na die doodryk gedra, maar daar is 'n kloof tussen die twee. Nou, dis vir my baie duidelik dat hy praat van die goeie saad en die slegte saad in die woord. Nou, in die doodryk is die slegte saad aan die een kant en die goeie saad aan die ander kant, en daar's 'n kloof tussen hulle. En hoor wat sê die woord van die Here. 23ste vers. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe. En toe hy in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Halleluja. So Lazarus het afgedaal na die doodryk, daar waar Abraham is, en die ryk man het afgedaal na die doodryk, daar waar almal is wat nie geluister het nie, ongehoorsaam was. En nou sê hy in Lukas, die 24ste vers, en hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in die water kan insteek, en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Nou hier is 'n interessante, halleluja, dit was vir my so wonderlik geweest. Hierdie kant lê hulle smarte, daar's nie water nie. Hierdie kant is daar water. Abraham, Lazarus, daar's water. Nou, wat het gebeur? En ek gaan net aan u verduidelik, voordat ek verder gaan in hierdie gedeelte. Dan, ek gaan dit so uitdruk, dat die tuin van Eden is ook in die doodryk. Pastoor, maar dit is, hoe kan dit plaasvind? Ek wil nou vandag vir iets sê. Kom maar gaan lees ek gou daarso in die Genesis 2. Hy sê hierdie mooi woorde. Ons weet dat die Here het die asem in die neus van Adam geblaas, en hy het 'n lewende siel geword. En hy sê die 8ste vers, Genesis 2. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daaraan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Nou sê, en die Here het
God het allerhande bome uit die grond wat uitsprei, begeerlik om te sien en goed of van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. So, hierdie tuin wat God gemaak het, is die mens, as ek het so is die woonplek van die mens. Maar nou het daar iets gebeur. Hierdie mens het gesondig en hy is uit die tuin uitgedrywe. So hy is uit sy woonplek uitgedrywe. En die duiwel self. En wat hier gebeur, dat die mens wat sterwe, sy siel het in daai tyd, almal voor Christus se kruisiging, het almal na die doderyk gegaan, die regverdige en die onregverdige. Maar die onregverdige sal smart en pyn ensovoorts ly. Maar die mens wat God gemaak het, aan wie hy die tuin gegee het om in te bly, die Here, en ek gaan nou die skrif lees, die Here het geweet dat die mens sal sterwe en sy siel moet iewers heen gaan. Die regverdige sin en die onregverdige sin. En weet jy wat het gebeur? Dat die tuin van Eden is ook in die paradys gesit. In die doderyk gesit. Tuin van Eden aan die een kant waar Abraham is, en dan aan die ander kant is die plek van smarte vir die ongelowiges. Hoor wat sê die woord, Jesegiel 31 vers 15. So sê die Here, op die dag toe hy na die doderyk neergedaal het, dit is die duiwel. Jy moet onthou, dat toe die mens sondig, toe kry die duiwel die mag oor die dood. Dit meen dat al die mense is skuldig aan 'n dood, 'n ewige dood. En die duiwel het mag daaroor gekry. En die Here, hy sê op die dag toe hy na die doderyk neergedaal het ek laat treur. Ek het om sy ontwil die watervloed oordek en die strome daarvan terughou, sodat die groot waters gestyg is. En ek het om sy ontwil die Libanon in swart gehou, en al die bome van die veld het gesmag na sy ontwil. Toe Adam en Eva sondig, toe daal hulle siele na die doderyk. Nie dadelik, maar die oomblik toe Adam sterf, toe gaan sy siel na die doderyk. Abel het natuurlik eerste gesterwe, en omdat hy regverdig is sy siel ook na die doderyk, maar hy het alreeds in die tuin van Eden, wat ook in die doderyk is, hy daar geland. En nou sê hy, 16de vers, deur die geluid van sy val het ek nasies laat bewe. Toe ek hom na die doderyk laat neerdaal het, saam met die wat in die kuil neerdaal, en al die bome van Eden, die uitgesoek is, die beste van die Libanon. Hy sê, almal waterdrinkers het hulle self getroos in die onderste van die aarde. Dit meen, hierdie bome van die tuin het beland in die onderste van die aarde, en ons weet dat in die onderste van die aarde is die doderyk. So, hierdie bome van die tuin staan in die onderste van die aarde, terwille van wie? Van die regverdige, sodat die regverdige in die doderyk nie smarte sal lê nie. Want waar sou die water vandaan gekom het, wat die rykman gesien het, en gevra, laat die water, kom ons lees net verder. Hy sê 17de vers, hulle het ook saam met hom neergedaal na die doderyk,
die wat verslaan is deur die swaard, ook die helpers wat in sy skaduwee gesit het onder die nasies. 31ste vers. Jesegiel 31 vers 18. Nou, wie lyk jy soos in heerlikheid en grootheid onder die bome van die tuin? En tog sal jy neergewerp word saam met die bome van die tuin in die onderste van die aarde, tussen die onbesnedenes sal jy lê, saam met die wat verslaan is deur die swaard. Nou, dit is interessant. Die Here sê, saam met die bome van die tuin. En aan die vorige gedeeltes, selfs die waters. Dit wat in die tuin was, daar was water en daar was bome. Dit is in die doderyk geplaas. Want dis die woonplek van die mens. So, die mens het gesondig, maar omdat Abel deur die offer geregverdig is en genade gevind het en die mens vergifnis vir sonde gevind het, is hy in die bewaarplek gebere in die doderyk, in die tuin. Maar die duiwel met sy volgelinge, die slegte saad, waar is hulle neergewerp? Tussen die onbesnedenes. Dit meen aan die kant waar daar smarte gaan wees. En dit is waarom hierdie skrif wat sê dat hy sy vinger in die water sal druk en tog my tong sal aanraak, want ek ly baie smarte. So die bewys is die gelykenis wat die Here vertel het oor die doderyk en Lazarus en Abraham aan die een kant en dan die wat smarte ly aan die ander kant. Ek wil dit amper so sê, dat die tuin van Eden is soos 'n paradys, maar dit is, omdat die duiwel mag oor die dood gekry het, is alles aan hom onderwerp. Ja, maar hy kan nie, hy en sy kinders kan nie in die paradys bly nie. Net die regverdiges, en dit is in die hart van die aarde. Nou, ek gaan dit vinnig noem, die paradys na die opstanding van die Here Jesus, is die paradys ook verplaas na die derde hemel toe. Maar wat hier belangrik is, onthou dit net, dis alles beskrywe in die woord van God. En ek gaan verder oor Lazarus en die ryk man. Hy sê die 25ste vers, maar Abraham antwoord, kind, onthou jy, dat jy die goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Dit meen, in die doderyk word die een klomp getroos, en die ander klomp ly smarte. En hy sê, en by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig. Nou hierdie kloof skei die slegte en die goeie saad. Hy sê, die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, kan nie, en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie. Dit meen, Lazarus kan nie oor die sloot gaan, hierdie kloof gaan na jou toe nie. Dit is onmoontlik. Nou, wat hier interessant is van dit alles, dat hierdie kloof skei die twee groepe, maar dis in die doderyk. En hierdie scheiding bly net tot by die dood van Jesus aan die kruis en natuurlik die bloed van die kruis, die bloed van Jesus. Hierdie kloof gaan daar bly net tot daai tyd. So alles vorentoe, van Adam af tot by Christus te sterwe aan die kruis, gaan alle siele doodryk, regverdig en onregverdig. Halleluja. En wat hier vir my interessant is, en dit is dat, wanneer ek verder gaan, dan lees ek dit verder. Hy sê in 31, en hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie. Al sou iemand uit die dode uit opstaan. Dis baie wonderlik dat die Here sê, al sou iemand uit die dode uitstaan. Nou, jy moet onthou, in daardie tyd,
toe die Here Jesus die gelykenis gepraat het, het hy gegaan na die huis van Israel. Ja. Dit meen die Here sê, al staan daar iemand uit die dode uit op, dat die hele klomp Israeliete sal nie na hom luister nie. En dit was so, Jesus het uit die dode uit opgestaan, en het die volk Israel na hom geluister? Nee. Maar ander het na hom geluister. Nou, wat hier vir my wonderlik is, en ek wil dit graag lees, dis die wonderlikste vers in die woord. Hy sê, ek praat nou oor die gevangenis, want die doderyk is 'n gevangenis. 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges. Nou hier is 'n interessante ding. In hierdie doderyk is daar regverdiges en onregverdiges. Maar die een van hulle twee kan die ewige lewe bekom nie, behalwe deur die kruis en die bloed van die kruis. Net daardeur kan al twee groepe die ewige lewe bekom. En dis waarom ek sê, hy wat regverdig is vir die onregverdiges. Nou, in die doderyk is daar miljoene onregverdiges. Van Adam af tot en met Christus se kruisdood en sy opstaan. Miljoene. Maar wat hier gebeur? Hy het gesterf nie net vir die onregverdiges wat lewe soos ons nie, maar ook vir die onregverdiges wat in die doderyk is, het hy kom sterwe. Hy wat wel dood was na die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees. Nou sê hy, 1 Petrus 3 vers 19, in wie hy ook heen gegaan het, en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. Waar die gevangenis? Die doderyk. Wie is in die doderyk? Regverdiges, onregverdiges. Want as die Here nie neergedaal het, in die doderyk, as die lig, en dat daar deur sy bloed verlossing is, vir almal in die doderyk, dan het Christus te vergeefs gesterwe, want dan was God onregverdig oor al die mense wat gesterwe het tot en met die dood van die Here Jesus aan die kruis en waar sy bloed gevloei het. Dit meen, sy bloed is gestort ook vir hulle wat in die doderyk is. En ek wil vandag vir u sê, dat hulle sê, ja, hierdie dag is eintlik die Sabbatdag volgens die Israeliete. En dit is 'n stil dag. Ek wil vandag vir jou sê, daar het beroering in die doderyk gekom, toe Jesus in hierdie dag neerdaal in die doderyk, met die lig, met sy bloed, halleluja, en met sy opwekkingskrag uit die dode uit. Het daar beroering in die doderyk gekom. Dis vir ons 'n stil dag. Want ons het die saligheid klaar deelagtig geword. Maar daai mense het nie die saligheid deelagtig geword nie. Hulle moes dit agter word. En net Jesus kon dit daar gaan verkondig het. Vandag is nie 'n stil dag nie. Die grootste reddingsdag van alle tye het in die doderyk plaasgevind. Oh, halleluja. Soos ek gesê, die duiwel het mag oor die dood in die Ou Testament. Maar Christus het gekom en wat het hy gedoen? Hy sê hierdie mooi woorde. Al die skrif, al die boodskap wat af die tyd gebring het, dit alles val in mekaar in Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deuragtig is, het hy ook dit op dieselfde manier deuragtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Christus sterwe aan die kruis, om wat te doen? Om die duiwel wat mag het oor die dood, hierdie dood van die doderyk, hierdie dood in die doderyk, regverdiges en onregverdiges, hulle skuldig aan 'n ewige dood. Maar die Here moes eers hom wat mag het oor die dood, die duiwel, vandat Adam en Eva gesondig het,
Die Here moes hom eers tot niet maak. Die duiwel. En nou sê hy, Hebreërs 2 vers 15, en almal kom bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. In die Ou Testament van Adam af, tot by die kruisdood van die Here en die bloed van Jesus wat gevloei het, was alle mense aan slawerny onderworpe. Slawerny van wat? Van sonde en die dood. En wie was die slawedrywer? Die duiwel. En Christus moes hom eers uit die weg rem. Hom tot niet maak. En hy kon dit net doen aan die kruis en sy bloed wat gevloei het. Dis die boodskap van die kruis en die bloed van Jesus. Halleluja. Nou hier is 'n interessante ding. As jy dit nie geweet het nie, dan sal jy dit nou weet. Die duiwel wat siele gevange geneem het. Die duiwel wat siele gevange geneem het. Toe Adam en Eva sondig, toe neem hy Adam en Eva gevange. En almal daarna, tot met die kruisdood van Jesus. Halleluja. Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval? Ek weet dit wat ek gelees het in die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Hoe het jy uit die hemel geval? Nou, o Morgenster, seun van die Darak, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Hy het die nasies oorweldig, van Adam en Eva, tot by Jesus Christus, wat gesterf het aan die kruis, en sy bloed gestort het vir ons. Toe maak hy hom tot niet. Halleluja. Jesaja 14 vers 13, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms, in die uithoeke van die noorde, halleluja. En met Job het die duiwel op die berg van samekoms voor God verskyn. Halleluja, dit was so gewees. Dit was so. Halleluja, maar met die kruisdood van die Here Jesus en deur sy bloed is hy neergewerp, uit die hemel neergewerp. Gelees dan Openbaring 12. Halleluja. Hy sê, die 14de vers, ek wil opklim bo die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die allerhoogste. Dit meen, my gelyk stel met die allerhoogste, God die Vader, want ek wil ook 'n vader wees, en weet jy wat, die Here Jesus beskryf hom in Johannes, as die vader, hy sê, julle het die duiwel as vader, en die woord praat van hierdie duiwel wat 'n vader is. Hy is die vader van die leuen, hy is die vader van die ongereg, hy is die vader van alles wat ongeregtigheid is. Hy het van homself 'n vader gemaak. Hy sê Jesaja 14 vers 15, ja, in die doderyk sal hy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil, die woord, daar voorspel die Jesaja, hy sê, jy sal in die doderyk neergewerp word. Wanneer? Openbaring 20, en die duiwel sal in die hel gewerp word. Dit het hy voorspel, die woord van die Here. En hy gaan verder en hy sê hierdie mooie woorde. Hy sê, kom ons sê, Openbaring 20 vers 7, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, om wat te doen? Om die nasies weer op te wek, die Gog en die Magog, om oorlog te voer teen Christus en die kinders van God in Jerusalem. En dan sal hy gevangen geneem word, en in die hel gewerp word. Hy sê die 16de vers, Jesaja 14, die wat jou sien beskou jy, hulle let op jou en sê, is die man wat die aarde laat sitter het, koninkryke laat bewe. Wie is hierdie man? Die duiwel, Lucifer. Die 17de vers, die wêreld soos 'n woestyn gemaak en die stede verwoes het, wat sy gevangenes nie los laat huis toe nie. Halleluja.
Dit was vir die mens bestem om huis toe te gaan. Waar die huis? In die huis van my Vader is daar bywoon. Christus het die huis gebou. Dit is vir die mens bestem om huis toe te gaan, maar toe die duiwel hulle gevange neem, regverdiges en onregverdiges, toe werp hy hulle in hierdie gevangenis van die doderyk, en hy het nie een van hulle laat huis toe gaan. Daar was net een wat kon kom, en sodat ons, wat almal in hierdie gevangenis was van die doderyk, dat hy ons kan loskoop en uit hierdie doderyk uithaal, sodat ons kan huis toe kom, en dis Jesus wat gekruisig is, en wat sy bloed vir ons uitgegiet is. Dis net hy. Ons sing daar die koortjie, coming home, Lord, I'm coming home. Hoe kan ek huis toe gaan? Alleen deur die bloed van die kruis. Halleluja. Hoor wat sê, en dis vir my baie mooi, in Psalm 142 vers 7, lei my siel uit die gevangenis, om die naam te loof. Die regverdige sal my omring, as U aan my goed doen. Lei my siel uit die gevangenis. Die Here kom aarde toe. Ons almal se siele is, ek wil amper sê bespreek, om in die gevangenis te gaan wag. Maar hier roep Dawid en hy sê, lei my siel uit die gevangenis. En die Here Jesus kom, en hy preek hierdie evangelie, sodat ons siele uit die gevangenis gelei kan word. Oh, halleluja. Jesaja 42 vers 7, om die blinde oë te open, om die gevangenis uit die kerker uit te lei, en die gevangenis, diegene wat in duisternis sit. Want ek dink in hierdie gevangenis, sit hulle in duisternis, regverdiges en onregverdiges. Daar seker lig by die regverdiges geskyn, want dit is waarom die ryk man vir Lazarus kon sien van ver. Was daar nie lig was nie, maar wat hier gebeur? Halleluja. Hoor, ek wil dit weer lees. Hy sê, om blinde oë te open, diegene wat in duisternis sit, toe hy in hierdie gevangenis van die doderyk instap, op die Sabbatdag van hierdie aarde, toe word die oë geopen van almal as gevolg van hierdie lig, wat in die doderyk is, onregverdiges en regverdiges, sodat hulle kan sien. En dan gaan hy verder, en dit is vir my baie mooi. Jesaja 61 vers 1, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om die boodskap te bring aan die ootmoediges, en my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, en hier, om vir die gevangenes, 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides, opening van gevangenis. Hoeveel het tot en met die kruisdood van Jesus en die bloed wat uitgestort is, in hierdie gevangenis gesit. Baie van hulle was geboei, veral, ek meen, al die onregverdiges was selfs geboei, deur wat? Deur sonde en ongeregtigheid. En selfs die regverdiges. Hulle het gesondig in die Ou Testament. Maar daar was nooit bloed gewees om hulle te verlos. Daar was nooit bloed gewees om hulle vry te maak nie. Daar was bloed tot vergifnis, maar daar was niks gewees nie. Abraham, Isak, Jakob, hulle almal was in hierdie gevangenis. Sommige van hulle was ook geboei, maar die meeste geboeides was die onregverdiges wat aan die een kant was. Halleluja.
Daarvoor het die Here my gesalf. Ons wat die mense wat geleef het toe Here op aarde was. Hulle was gevangenisse. Hulle was slawe van sonde, want die sonde is toe nog nie weggeneem nie. Slawe van sonde, hulle was gevangenisse en baie van hulle was geboei. Dis waarvoor die Here my gesalf het, die Here my gesalf het, om hierdie boodskap te bring. Waar die boodskap stuur die lig, die evangelie lig. And I thank God for that lighthouse. En hierdie lighuis het vir 'n oomblik in die doodryk verskyn. Om lig te gee. Waar die lig, die evangelie lig, te verkondig in hierdie doodryk. Aan die onregverdiges en die regverdiges, sodat hulle deur die bloed van Jesus, van slawerny daar in die doodryk, van slawerny en van sonde en van boeie ensovoorts vry kan raak, en selfs die onregverdiges wat wou en hulle het reg gekies daardie dag, kon oorkom na die lig, na die bloed, na die vrymaking, na die verlossing, om vry te kom uit die gevangenis, om vry te kom van boeie. Hulle het 'n keuse gehad daardie dag, van Adam tot en met Jesus wat neergedaal het na die gevangenis toe. Hy sê die mooi woorde. Sover die gevangenis, hy sê Psalm 106 vers 46. En hy het hulle medelee laat vind by almal wat hulle as gevangenes weggevoer het. Halleluja. Dit meen Christus het selfs medelee gehad met die wat in die gevangenis, die doodryk is, die onregverdiges en die regverdiges. Nou kom predikers dan sê dit is onmoontlik. As julle wil weet van 'n klomp mense wat uit die dood het opgestaan het, dan was dit hierdie klomp in die gevangenis. O, halleluja. Prys die Here. Prys die naam van die Here. Jesaja 49 vers 9. Om te sê aan die gevangenes, gaan uit, aan hulle wat in duisternis is, kom tevoorskyn. Waarom? Want by die paaie sal julle wy, en op die kaalheuwels sal hulle weiveld wees. Dit meen as julle uitkom, deur die bloed, deur die redding en vrymaking en verlossing, as julle uitkom, is daar 'n plek. En wie was daai plek? In die derde hemel, die paradys. Dit meen hierdie klomp wat hier in die doodryk gered is, verlos is, vrygemaak is, deur die bloed van Jesus. Hulle sal weiveld vind waar? Waar sal hulle water vind waar? In die derde hemel, waar die paradys is. Hulle sal daar land. Wanneer? Vandag. Hierdie dag. Waar Jesus in die doodryk vir die gevangenes spreek. En hierdie dag sal julle oorgeplaas word. En ek wil nou hier iets sê. Die mense haal so baie maklik hierdie gedeelte van die 2 manne aan die kruis. Ek wil hê jy moet oplet. Die Here het dit net eenmal gesê. En hy het dit net in Lukas gesê. Hy sê die woorde, en die 2 kwaaddoeners wat saam opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Net die verkeerde ding wat hulle sê, maar hier gebeur iets wonderlik. Toe kom hy sê hierdie woorde, die 40ste vers, maar die ander die antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? 41ste vers, ons tog regverdiglik. Dit meen, hierdie straf wat ons kry is regverdig. Want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie.
En omdat Jezus niks verkeerd gedoen het, die sonder sonde was, kon hy op hierdie dag, hierdie Sabbatsrusdag, wat deur die wêreld gevoer word, hierdie Sabbatsrusdag, kon hy neerdaal, en hy kon gaan preek vir die wat in die gevangenis is, want daar is niks wat hom kan vashou. Daar is niks wat hom kan keer nie. Maar hierdie evangelie van verlossing en vrymaking deur die bloed, die doderyk moes dit hoor. Halleluja. En hoor wat sê die 42ste vers. En hy sê vir Jesus, dink aan my. Dis al wat hy nodig gehad. Ek meen, daar was 'n tollenaar wat in die tempel gaan staan en sê, o my God, wees my genadig, wees my sondaar genadig. En die Here sê, sy gebed is gehoor. En hier kom hierdie man en hy sê, dink aan my. Dit meen, die Here hoor sy gebed. Wanneer u in die koninkryk kom, u moet nou baie mooi luister. Hy sê, wanneer u in die koninkryk kom, wat antwoord die Here op? En 43ste versie, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Waar wees? Ek gaan vandag af. Die Sabbatsdag, ek gaan af. As ek en jy nou hier sterwe, gaan ons af. Om wat te doen? Na die paradys, die tuin van Eden, wat nou in die doodryk is vir die regverdiges. Daar is 'n skrif wat sê, het soos Dawid wat gesterf het, en Abraham wat gesterf het, en Isak en Jakob, en sy seuns, en hy sê, en hulle siele is versamel by hulle voorvaders. Waar is hierdie siele versamel van al hierdie regverdige mense? In die doderyk. Dis waarom Abraham daar is. Maar die ander siele is ook versamel. Vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Dit meen, Christus se siel word versamel by die voorvaders. Maar hy word versamel nie om daar te wees nie, maar om vir sy voorvaders bevryding van gevangenis kan gee, bevryding van boeie, vergifnis van sonde, reiniging van sonde, sodat hulle uit hierdie gevangenis uitgehaal kan word, om in die paradys, wat in die derde hemel is, te gaan woon. En dis waar hierdie man Jezus gesien het, wat hy saam met Jesus gegaan het, na die doderyk, met die paradys of die tuin van Eden aan die een kant, en die smarte aan die ander kant. So wat hier gebeur, en die Here Jesus antwoord, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Die Here sê nie vir hom, jy sal vandag saam met my in die koninkryk wees. Nee, jy moet eers paradys toe gaan, saam met my, sodat jy gereinig kan word, vrygemaak kan word, vergewe kan word, en dat ek jou kan absoluut skoonmaak, sodat jy wel eendag in die koninkryk saam met my sal wees. Moenie hierdie boodskap wat mense glo, ja, hierdie man het niks gedoen nie, en hy koninkryk toe, hy is nie, hy is paradys toe. En in die paradys, hy is doderyk toe, en wanneer hy in die paradys is, almal wat in die paradys is, sal die koninkryk eendag beerwe. Nie nou nie. Halleluja. Dis waarom Paulus praat van 'n man wat in die gees was, en wat hy tot die derde hemel, en wat was in die derde hemel? Die paradys. Halleluja. Prys die Here. En die woord van die Here, ek wil net verder gaan, ek gaan nie meer lank wees nie, en dis baie interessant, daar word in die woord van sleutel, hy praat van sleutel en sleutels. Halleluja. Ek wil net gaan nog so iets lees.
Hy sê, breek af, en daar word nie opgebou nie. Hy sluit 'n man as gevangene op, en daar word nie oopgemaak nie. Dit is die doderyk. Maar Christus kon dit oopmaak. Halleluja. Halleluja. Psalm 102, 20ste vers. Om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood. Die gekerm daaronder, Christus alleen, het dit gehoor. En hy alleen kon losmaak die kinders van die dood. Ons was almal kinders van die dood. Tot op die kruisdood van Christus en sy bloed wat vir ons gestort is. Halleluja. Prys die Here. Hoor wat sê oor die sleutels. Ek wil net vinnig vir u verduidelik. Oor die sleutel en die sleutels. Kom ons gaan kyk net. Sover dit sleutel en sleutels aangaan. Ek kan nie al die skrif nou vir lees nie. Die sleutel van Dawid om oop en toe te sluit. Halleluja. Christus het die sleutel van Dawid. Die sleutel van kennis was by die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Gaan lees die woord. Die sleutels van die put in die afgrond. Halleluja. Dit is in die hande van Jesus. Die sleutels van die opgrond en die groot ketting in die hande van Jesus. Nou, praat hy van die sleutels van die doderyk en van die hemel. Die sleutels van die doderyk en van die dood, dit is die dood self, die tweede dood. Nou, hierdie is baie belangrik. Die sleutels van die koninkryk is ook aan Petrus gegee. En die Here Jesus het die sleutels van doderyk en die dood en van die hel. Hy het die sleutels. En daarom toe hy neerdaal, daal hy neer met die sleutels en hy sluit die doderyk en die hel oop. En hy sluit die dood oop, sodat die doop ook tot niet kan gaan. Halleluja. En daarom kon hy in hierdie doodryk ingaan, want hy die sleutels daarna. Prys die Here. Hy sê hierdie woorde, wanneer ek gaan lees in Genesis en Numeri, Deuteronomie, weet jy wat interessant is? Jakob het getreur oor Josef, en hy sê hierdie woorde, ek wil dit net vinnig lees. Hy sê, nee, treurend sal ek na my seun in die doodryk afdaal. Dit meen, Jakob het geweet, as hy sterwe gaan hy doodryk toe. Sy seun is klaar in die doodryk. Isak is in die doodryk. Abraham is in die doodryk. Maar hulle is aan die kant van die regverdiges en nie aan die kant van die onregverdig. Dit meen, dit word beskrywe. En dan kom dit by Moses en hierdie mense wat in opstand in die woestyn gekom het teenoor hom. En hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê dit in Numeri 16 vers 33. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doodryk afgedaal. Dit meen, God het die aarde laat oopgaan en hierdie mense het nie het lewendig afgedaal. So waar is hulle? In die doodryk. Halleluja. Waar is Moses? In die doodryk. Hier is 'n interessante ding. Nee, daar is mense wat die doodryk ontglip het. En wie is hulle? Henog en Elia. Moses kan ek nie seker sê, maar twee mense wat die doodryk ontglip het. Maar hulle gaan terugkom, al is dit die twee getuies, nee, hulle sal die dood smaak. Dit meen, die twee getuies sal doodgemaak word. Maar hulle sal nooit die smarte van die dood, van die dood ly in die doodryk nie. Hierdie is in my so wonderliks, en dis presies Christus ook. Hy het die smarte van alles gelei, van die doodryk en die hel, sodat hy die wat in die doodryk en die wat in die hel sou land, sodat hy kon keer dat mense in die hel beland, het hy in die doodryk afgedaal, sodat hy daar vir hulle verlossing en vrymaking ensovoorts kan gee. Prys die Here. So onthou dit net, almal van die begin af is in die doodryk versamel. Nou, die laaste, hierdie is baie belangrik, die laaste wat ek wil noem. Hy sê in Psalm 49 vers 15 en 49 vers 16, maar God sal my siel loskoop van die mag
van die doderyk. Want hy sal my opneem. Waarna toe? Na die derde hemel, na die paradys daar. En hoor wat sê die woord van die Here. Halleluja. Openbaring 5 vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en die seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam, taal, volk, nas. En hierdie was vir my so wonderlik. Ek meen, hier roep Dawid, maar God sal my siel loskoop uit die mag van die doderyk. Dit meen, ek gaan in die doderyk beland, maar ek weet, my God, die Here, my Here, hy sê, die Here het met my Here gepraat, en my God, en hy sê, u God, het u o God gesalf, bokant u met geselle. Dit meen, Christus, wat God is, en ek wil net sê, die Vader is God, Christus Jesus is God, persone apart, hierdie duivelse leerstelling, dat Jesus almal is, dis impossible. En dan die Heilige Gees, wat 3 is. Dit meen, saam met hom is hulle 3 persone af. Hulle is totaal los van mekaar, maar hulle is een God. Maar hier is 'n belangrike ding. Met die bloed gekoop uit elke stam, volk en nasie. Dawid sê dit, my God sal my loskoop. Wie? Christus. Halleluja. My Here sal my loskoop. Wie is sy Here? Christus. Hy sê die Here het tot my Here gespreek. Nou, en dis 2 Here, dis twee God. Twee wat God is, 2 wat Here is. Maar Dawid het van sy Here en van sy God gepraat. En daarom het die Here Jesus gesê, by die opstanding vir Magdalena, ek gaan na julle Vader en my Vader. Ek kan mense, ek glo dat die meeste teoloë het nooit begripstoetse in hulle lewe geskryf nie. Want daarom het hulle geen begrip van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy sê, ek vaar na my Vader en julle Vader. Het jy nie begrip daarvoor nie? En dan sê hy, ek sal die trooster, die Heilige Gees stuur. Het jy nie begrip daarvoor nie? Hy sê, ek gaan na my God en julle God. Dit met die Vader is sy God, en hy gaan na sy Vader toe, wat sy God is. En hy self, Jesus, word 'n Vader en God. Is 'n Vader en God. Ek kan dit nie nou alles beskryf nie, maar dis alles in die woord. Maar wat hier interessant is, Christus het ons dier gekoop deur sy bloed. Waarom? Want Dawid het gesê, hy het geweet wat gaan gebeur. Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk. Dawid, toe Abraham daar was Dawid ook daar. Maar hy het gewag vir die dag, wanneer hy losgekoop sal word uit die mag van die doderyk. Hy het daarvoor gewag. En so almal saam met hom, al die regverdiges van die Ou Testament. Halleluja. Christus kon dit alleen doen, toe hy afdaal en gaan om te preek vir die wat in die gevangenis is, sodat Abraham, Isak, almal losgekoop kan word deur sy bloed van die mag van die doderyk, om hulle oor te plaas na die lewe in die paradys, in die derde hemel. Halleluja. En nou sê hy verder, Openbaring 5 vers 10, en ons konings en priesters gemaak het vir sy God. Halleluja. Dit is so wonderlik. Hulle word losgekoop, almal in die doderyk. En die onregverdiges wat in die doderyk is. Almal, halleluja. Ek sê dit altyd vir mense, ek dink die kloof tussen die, kom ons sê, die tuin van Eden en hierdie wat smart het. Daardie kloof is die kruis weer gelê. Kom deur die kruis
na die bloed van die kruis, wat in die tuin van Eden nou staan in die paradys. Jesus Christus, die Seun, die Verlosser en die een wat die sonde van die wêreld wegneem deur sy bloed. As jy wil, kan jy kom. Die grootste bekeringsdiens het in die doderyk plaasgevind. Van alle tye in 'n oomblikse tyd, in een dag. Wie sê vir jou Kain het nie daar berou gekry? So kan ek die name noem. En hulle het oorgekom. Die Here roep hulle oor. Kom. Oor die kruis. Kom. En ek sê weer, miljoene het daardie dag tot bekering gekom. Abraham moes tot bekering kom. Isak moes tot bekering kom. Moses, almal moes tot bekering kom. Dit meen, hulle moes hulle sonde bely, met berou en met trane. Hy sê, en hy is getrou en regverdig om hulle die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Die bloed bring nie net vergifnis nie, dit bring reiniging wat die belangrikste is. En dit het gebeur. Halleluja. Ek sê, Here, dit is 2000 jaar later, maar ek sê gehou daarvan om daar te wees. Want die mag van die doderyk is verbreek deur wat? Deur die bloed van die kruis. Hy het geen mag meer nie. Die duiwel het geen mag meer. En die hel het geen mag nie. Nee. God besluit alleen wie in die hel sal beland. Die duiwel het nie meer 'n houvas daarop nie. En die Here God het alleen mag oor die dood nou. En elkeen wat na hom toe kom, sal hy nooit uitwerk nie. Ek wil klaarmaak. Hy sê hierdie mooi woorde. Hy maak ons konings en priesters waarvoor? Dink jy, hierdie konings en priesters wat, Here het ons dier gekoop deur sy bloed, en ons konings en priesters gemaak. Dit meen hierdie wat deur die bloed gekom het, gekoop is. Hierdie konings en priesters. Halleluja. Ek meen, gaan die Here hulle daar los? Nee, hy het hulle weggeneem. Na die paradys. Hy sê Psalm 86:13, want u goedertierend is groot oor my, en u het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. Halleluja. Dis waarheen Jesus op hierdie dag gegaan het. Dis waarom die Here gesê het, hy het siekes gesond gemaak. Ek meen sy disippels het koring geëet op daardie dag, met ongewaste hande, ensovoorts. Hy het, alles is nie geskryf in die Bybel nie. Ek wonder of die Here nie op die Sabbat 'n dooie opgewek het. Ek wil jy met baie mooi luister. Dink jy dat die Here Jesus het op hierdie dag gerus in die graf? Jy maak die grootste fout van jou lewe. Daar was geen stilte gewees. Daaronder in die hel het siele, onder in die doodryk, het siele gejuig en God geprys en geloof, soos wat hy dit hier sê. Halleluja. In Openbaring sê, hy sê, almal het die Here geloof, wat hy het ons dier gekoop met sy bloed. Wat dink jy daaronder gebeur? Ek sê, dis 'n herlewingsdiens wat plaasgevind het. Ek dink nie daar was ooit so gejuig, soos daar in die doodryk was, daar die dag toe die Here neergedaal het, om die gevangenes te gaan breek nie. Ons mag Christus vasmaak. Jy kan hom nie vasmaak nie, en nog minder 'n ware wedergebore deur die bloed van Jesus. Jy kan hom nie vasmaak nie. U het my siel uit die doodryk diep daaronder gered. Dawid sê dit, halleluja.
Wie is die klomp duiwelse predikers wat sê dit kon nie gebeur het nie? Hy sê, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Elke mens sal die dood sien. Tot met die kruisdood van Jesus. Aan die kruis en die bloed van die kruis. Want sy siel, wat sy siel kan red uit die mag van die doderyk. Hoor wat sê, watter mens leef daar, wat die dood nie sal sien, wat sy siel kan red uit die mag van die dood. Watter mens? Daar is een mens, wat geleef het, en hy het sy siel uit die mag van die doderyk gered, en hy siele uit die mag van die doderyk gered, op hierdie dag, deur sy kruisdood, deur sy bloed, en ek wil vandag vir u sê, dis net die bloed van die kruis, wat hier werk, die dood kan dit nie doen nie, die Heilige Gees ook nie, alhoewel Christus gedoop is met die Heilige Gees, dit met die Heilige Gees was die hele tyd werksaam saam met hom gewees. Maar dis hy, wat die verlosser van die wêreld is. Is hy, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Waardeur? Deur die dood van sy kruis, die bloed van die kruis, die bloed van die Nuwe Testament, die Nuwe Testament in sy bloed. Hy kon neerdaal en 'n siel red van die dood. Halleluja. Hy sê, ek is nou klaar, Hosea 13 vers 14, uit die mag van die doderyk sal ek hulle loskoop. Ek sal hulle verlos van die dood, waar die ene, die doodryk, ek sal hulle verlos daarvan, want hierdie doodryk is 'n dood. Ek wil amper sê, dis die dood van die doodryk, en dan kry jy die tweede dood, die dood van die hel. Hy sê, ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensie? Doodryk, waar is jou verderf? Berou bly vir my oë verborgen. Dit is so wonderlik. Nee, dat in Hosea kon nie sien dat daar in die hel berou gaan wees. Maar toe Jesus daar kom en hy verkondig hierdie evangelie van die bloed, toe al die regverdiges berou gekry. Daar het Hosea berou gesien. Oh, halleluja. Handelinge. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorlaat en u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Dit meen al dadelik af. God sal nie laat sy seun sy siel aan die doderyk oorgelewer word nie. En dat hy oorgegee word om verderwing te sien. Handelinge 2 vers 31, en hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is, en sy vlees ook geen verderwing gesien het nie. Nou, 1 Korintiërs 15 vers 25, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Hy sê, ek sluit af met hierdie vers, Openbaring 1 vers 18, en die lewende, hy sê, ek was dood, maar kyk, ek lewende, en ek is die lewende. Ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Dit meen die dood, kom ons sê van die doodryk, en sê ek het die sleutels. Want hulle het almal, nadat hulle gesterf het, as vleeslik gesterf het, is hulle doodryk toe. Halleluja. Ek wil net vandag vir iets sê, nou sê baie mense, ja, maar ons lê en rus in die graf, dis 'n leuen. My liggaam vrot in die graf. Eenvoudig soos dit.
En net Christus kan hom opwek, as ek deur die bloed gekom het. En hier is 'n interessante ding. Halleluja. Daardie mense siel wat, van die liggaam wat daar in die graf lê, sy siel gaan doderyk toe. Dit was voor Christus se sterfte. Halleluja. En daai doderyk is die eerste dood. Saam met die dood van die liggaam. Die eerste dood. Nou, en nou sê hy hierdie woorde, ek het die seels van die doodryk en die dood. Wat nou gebeur? Christus het die doodryk en die dood oopgesluit, en wat gebeur? Ek ben daai siele is almal uit die doodryk verwyder, deur die bloed, na die paradys toe. Nou, as ek nou sterwe, hierdie liggaam, hy vrot daar in die liggaam, ek noem het sommer vrot, sodat jy kan verstaan, hy vrot daar so. Maar my siel, waarheen gaan hy nou, omdat Christus dit oorwin het, die dood en die doderyk, waarheen gaan my siel nou? Paradys toe. Waarheen gaan die allereense siel, die onregverdige, nog steeds na die doderyk. Dit bly dieselfde, maar daar het 'n skeiding gekom, as gevolg van die dood van die kruis, en die bloed van Jesus. En ek wil nou vandag vir jou iets sê. Moenie dink dat jy as kind van die Here losbandig kan lewe en sonde kan doen. Ek het nou aan iets gelees. Weet jy wat? Iemand wat wyn drink, hy sê dit ek sal die vers kry. Hy sê dit, iemand wat wyn drink, sy siel word opgesluit in die dood. Iemand wat wyn drink. Pas op. Moet nie goed wil regverdig wat jou siel in die doderyk kan beland. Pas op. Christus het nie verniet betaal nie. Sy bloed het nie verniet gevloei nie. Halleluja. Alles het hy gedoen ter wille van my en jou siel, sodat ons nooit in die doodryk sal beland nie. Nee, maar ons wil goed regverdig wat ons doen. Nee, en dan verwag ons gaan nog, ons siele sal, as ons nou sterwe, sal ons paradys toe gaan. O nee, het gaan nie werk nie. God se woord sê so. So jy beter sorg dat jy vry is. Jy beter sorg dat jy wit gewas is deur die bloed van die lam. Vergeet die doop. Die doop kan dit nie vir jou doen nie. Jy kan jou laat doop nadat jy gered is. Deur die bloed en verlos is, vrygemaak is ensovoorts. Jou siel losgekoop is van die doodryk en daardie dood van die doodryk. Jou siel moet losgekoop wees daarvan. Sodat jy paradys toe kan gaan, as jy sterwe, jou siel. Ek vra net vir jou, waarheen gaan jou siel weggedra word, as jy nou sterwe? Kom, ek hoop man, jy hoop vir nie, jy moet verseker wees. Halleluja, jy het dit deelagtig geword, want die mense in die doodryk deelagtig geword het. En hulle is losgelaat uit die gevangenis. Sit jy miskien nog gevangen, deur een of ander ding, sit jy nog in die gevangenis, nou al reeds, maar jy sê, jy is 'n kind van die Here. Halleluja, dit wat die Here op hierdie dag gedoen het, kan vir jou tel, of teen jou tel. Net die bloed kan dit vir jou doen. Vader, u seun het gesê, ek werk, solank ek die Vader sien werk. Here, en van dat Adam en Eva gesondig, het u en u seun gewerk, vir die behoud van ons siel, in so 'n mate, dat selfs ons liggame kan behou bly, tot die ewige lewe. En dis waarom u aan die kruis uitgeroep het, Here Jesus. U het vir die Vader gesê, Vader, die werk wat u my gestuur het om te doen, het ek gedoen. En toe aan die kruis sterwe, toe roep u uit, dit is volbring. Julle wat in die doodryk is, julle wat lewe en die wat na julle sal lewe, totdat ek terugkom. Dit is volbring. Hierdie boodskap is bevestig
op hierdie dag, toe u in die doodryk kom, en die dood ontbind daar. Halleluja. En die mense uit hierdie gevangenis losgelaat. Ons eer u daarvoor. Here, laat hierdie woord vir elkeen duidelik sal wees. En sal ag gee daarop, sodat hulle kan weet. Hulle sal eendag voor die Here geen verskoning hê vir niks. Want Jesus het dit volbring. Baie dankie vir u kosbare bloed wat ons losgekoop het. Ons kan net op ons knieë val, Here, en weet voor die aangesig oor u kosbare bloed wat ons gekoop het. Uit die sonde, uit die doodryk, uit die hel. En ons in die paradys, siele in die paradys plaas. Eer u daarvoor, seën elkeen en laat u naam verheerlik word. Amen en amen. Wil net onthou dat morgenoggend, dis sondagoggend, is die opstanding diens. Kom luister, want dit gaan wonderlik wees. Dis 10:00 morgenoggend. Halleluja. Die Here het vir my 'n paar mooi dinge daaroor gegee en ek wil dit graag met u deel. Die Here seën u.